Hallo julle, dit is vandag die tweede dag in ons Pinksterreeks en ek sit sommer hier by die netbal games van die middag en in die hustle en die bustle van die lewe wil ek vanaand oor rus kom praat en hoe die Here in die Ou Testament op meer as een plek vir sy volk beveel om te rus. En so dalk kom jy nou net by die huis, dalk is jy soos ek ook nog in die hustle en die bustle, maar net waar jy is, wil ek jou uitnooi om saam met my te bid. Here God, U het ons lief en U nooi ons in U goddelike liefde in. U nooi ons in verhouding met die Vader en die Seun en die Heilige Gees. En U deel, ons het deel aan U lewe. En dikwels vergeet ons dit. En dankie Here dat U vir ons maniere aanleer in U huishouding om te onthou wie U is en wie ons is. Amen. En so, dit is so mooi dat die wet wat God vir die Israeliete gee hy, omdat hy hulle uitgeroep het om 'n ander soort en tipe mensdom te wees. Abraham en sy kinders het die roeping gehad om weer die beeld van God te wees in die wêreld. En na die slawerny en die uittog uit Egipte, gee God vir hulle die wet. Vir baie mense vertaal dit nie as die wet nie, maar leerstellinge. En dis presies wat dit is. Dis maniere om aan te leer hoe om te wees in die wêreld, sodat ons anders kan wees as die wêreld. En mense wat skryf oor die Sabbat sê dat die Sabbat die sleutel is eintlik tot al die ander leerstellings, al die ander wette. Die Sabbat is geskep sodat mense die manier van God kan aanleer. So daar's een spesifieke boek wat ek baie lief voor is. Walter Bruggeman het dit geskryf, Sabbath as Resistance. En dan sê hy in sy boek dat die Sabbat leer ons om nee te sê vir 'n klomp goed. In die eerste plek verbind die Sabbat ons aan die eerste gebod wat is, jy sal geen ander God namens as ek dien nie. En die Sabbat herinner ons dat ons net God kan dien, moet dien. So Israeliete was hulle lewe lank, het hulle Farao en sy ekonomie gedien. Hulle was nie net dienaars nie, hulle was slawe vir hierdie ekonomie. En God se droom is dat ons nie slawe moet wees nie. En as ons enigiets anders dien, dan het die mens net 'n manier om op te eindig om 'n slaaf te wees. En so die Sabbat help ons om te onthou ons lewe dien iets en God roep ons om hom te dien met ons lewe. Ek het nou hierdie boodskap nou al 2 keer vandag gebring, vanoggend by Klisha Park en toe vanoggend 11:00 in ons Pinksterbyeenkoms en ek kon nie anders as om bietjie te gesels oor Marley se seentjies wat die een is 4, die ander is 6 en die 4-jarige sê hy is baie slim. En die 6-jarige sê toe, maar wat is die punt van die lewe dan as jy so slim is? En obviously die 4-jarige net met groot oogies vir hom gekyk en Skalkie, die ouer enetjie sê toe, nee, hy weet, dit is om God lief te hê. En ek dink dit is wat die Sabbat se groot uitnodiging is. Dit verbind ons aan daai eerste gebod. Jy kan geen ander God naas my dien nie. Maar dan sê dit ook nee, behalwe dat die Sabbat ons help nee sê vir ander gode, sê dit ook nee vir 'n lewe wat gedrewe is deur angs en vrees en haas. En so Walter Bruggeman sê dat baie van die ander wette, ek wil nou sê gebode, maar dit is nou nie reg nie, maar baie van die ander wette
eindig mens op om te doen, omdat jy bang is dat iets of iemand of jy nie genoeg is nie. En so ons steel baie keer, want ons wil nog hê, ons dink ons het nie genoeg nie. Of ons ag ander mense nie genoeg nie. Ons leef vanuit 'n perspektief van skaarsheid, te min, 'n oortuiging dat daar is nie genoeg vir almal en alles nie. En die Sabbat herinner ons dat ons hoef nie 'n lewe te leef wat gedrewe is deur angs en vrees nie, maar eerder 'n lewe van vertroue. So daar waar dit wel voel of jy nie genoeg het of is, of ander nie genoeg het of is nie, om dan die Here te vertrou met daardie vrees en angs. Op 'n Sondag sê ons nee vir ander gode, maar ons sê ook nee vir 'n lewe oorheers deur angs en vrees. En dan sê dit nee vir die uitsluiting van ander. Dis so mooi dat in die elke keer as die Sabbatwet uitgedeel word of vir mense gegee word, dan sê dit nie net dat God se mense moet rus nie. Dit sê jy en almal wat by jou bly, jou kinders, jou familie, die mense wat vir jou werk, maar baie interessant in Eksodus 20 sê dit ook, die vreemdelinge wat by jou is, moet ook rus. En so, dit is so wonderlik dat God se genade en God se manier van leef maak dat ons nie net die rus vir onsself vat nie, maar dit maak dat ons ook mense is by wie ander mense kan rus vind. En so dit is vir my mooi, dat God sê nee, nie net vir help ons om nee te sê, nie net vir skaarsheid in ons eie lewe nie, maar ook om nee te sê vir skaarsheid wat ander mense aanbetref. Dan in Amos lees ons hoe die profeet sê, luister, baie van julle doen maar net die Sabbat. Vir julle is dit soos 'n leedoppie. Julle doen niks nie, maar julle kyk so op julle horlosie en wag vir die Sabbat om uit te hardloop. Want julle wil net weer kom by hoe julle lewe gewoonlik is. En dan sê hy, nee, dis nie die punt van die Sabbat nie. Die Sabbat is daar om vol te wees. En so, wat is 'n Sabbat? Waarvan is 'n Sabbat vol? Ons sit nie net en wag die tyd verby nie. Ons maak dit vol van 4 goed. En die eerste een is, ons stop. Dit is so mooi in Joodse families wat Sabbat vier. Hulle begin dit altyd deur 'n kersie aan te steek. Daar's 'n grenslyn waar ek op my spoed lewe, maar dan as die Sabbat begin, dan skuif ek my aandag en my manier van doen om weer in te pas by God se heilige ritme van die lewe, in God se tyd. En as ons daai kersie aansteek, dan onthou ons ook dat ons rus nie net omdat God dit vir ons sê nie, ons neem deel aan die karakter van God, want God self het nadat hy die skepping gemaak het, hy het gesê, dis goed en dat is goed en sis is goed en so is goed, en dan het hy dit wat hy so goed gemaak het, gerus en dit geniet. En so, wanneer ons Sabbat vier, dan neem ons deel aan nie net God se tyd nie, maar God se karakter. En so, as ons stop om te werk, en ons stop om bekommerd te wees, en ons stop die kompulsiewe gedagtes, dan maak ons onsself oop vir die tweede ding wat die Sabbat van vol is. So Sabbat is ons stop, maar dan maak ons onsself oop vir rus. Ons maak die Sabbat vol van rus. En vanoggend in die gesprek by die 11 uur byeenkoms het ek sommer gedeel dat vir my, as jy vir my sê ek moet 'n tuin maak, dan is dit vir my werk. Maar dan vir ander mense, as jy sê maak tuin, dan is dit vir 'n plek van genesing en waar hulle weer vol word en lewe kry. En so is dit so werk is nie vir almal dieselfde nie. Ons kan nie vir almal 'n generiese stel goed gee van dinge waarmee hulle moet stop nie. Maar net so is rus. Rus is ook nie dieselfde vir almal nie. Dit's wel interessant en belangrik om te weet dat God met ons hele menswees bedoel dat ons moet rus. Dis nie net 'n geestelike rusdag nie. God, wanneer hy sê ons moet
rus, bedoel hy fisies, emosioneel, sosiaal. Ons hele menswees het nodig om een keer 'n week en dan waarskynlik elke dag een keer 'n dag ergens bietjie te onttrek en stil te word by die Here. En so wat ook al rus vir jou beteken, die Sabbat is gemaak vir dit. So ons, die Sabbat se vloei is om te stop, om te rus, en dan om, die Engelse woord is om te embrace, om ja te sê. Sabbat is nie net nee vir 'n klomp goed nie, dis ook ja vir 'n klomp goed. En daai ja is hoofsaaklik, as ons kyk na die Pinkstergemeenskappe, dan is dit 'n ja sê vir saam leer oor die waarheid van God en die woord van God en weer eens die manier van God. Dis 'n ja, nie net om alleen nie, want elke keer wanneer die Sabbat opdrag gegee is, dan is dit nie vir individue gegee nie, dit is vir gemeenskappe gegee. En so dis nie net, die God se visie is nie dat individue anders moet leef nie, maar dat gemeenskappe, groot groepe mense, oral oor die wêreld, soos God se mense sal leef. En so, op 'n Sabbat, verbind ons onsself ook altyd aan ander mense, waar ons saam met ander die manier van God inoefen. En so, op 'n Sabbat stop ons rus, ons embrace aktiwiteite wat ons nader bring aan God en ander mense. Maar dan is die laaste ding waarvan 'n Sabbat vol is, en dis so tipies van hoe die Bybel is, dat van die heiligste goed wat daar is, en van die heiligste gebeure wat daar is in die Bybel, sluit tafels en kos in, brood en wyn. En ek dink sommer maar in my Sabbat daar, toe ek klein was, Sondag, ons het kerk toe gegaan, baie geëet en dan geslaap. En daai 3 hoofaktiwiteite was 'n Sondag: kerk, eet en slaap. En so, feesviering is die laaste deel van 'n Sabbatrus. Want ons het baie om oor fees te vier. Nie oppervlakkige goed nie, ons vier nie ons materiële suksesse noodwendig nie. Ons vier ewigheidsgoed, soos die vreugde wat die Here vir ons gee. Ons vier dat ons deel is van sy huisgesin. Ons vier sy vrede wat hy vir ons gee. En dit is alles genade. En sodat die Here vir ons in sy huishouding leer, in my huishouding wil ek nie hê julle moet gedaan lewe nie. In my huishouding wil ek nie hê julle moet gedryf word deur die vrees van is en het ek genoeg nie. In my huishouding wil ek hê jy moet deelneem aan my tyd, my karakter en my manier van dinge doen. Kom ons bid saam. Here Jesus, dikwels is ons lewe net 'n gejaag van een plek na die ander. En Here, jaag is een van die dinge wat ons geestelike lewe die meeste verpletter. En daarom gee U vir ons hierdie riglyn om te sê, in my huishouding kan ons nie, maar maak ons dit 'n prioriteit om gereeldheid af te staan, om uit te plak by die wêreld en in te plak in God, om te stop, om te rus, om God se waardes en waarhede te embrace en sy mense te embrace, en saam met God en sy mense fees te vier.